that sleeping stool. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hierdie episode is geborg deur Probitech, 'n produk wat beide ek en Maritza gebruik. Hallo Melanie en hallo kykers en luisteraars by ons aflewering van Dis Jou Beurt op ons Grys en Gatvol platform. Melanie, hoe gaan dit? Gaan goed. Dit lyk dan as ons finaal weer so bietjie die somerfinaal so bietjie sy einde begin sien. Ja, ons het gevoel of ons hier in die hel lewe in Kaapstad. Dit was verskriklik warm en natuurlik ek bly hier teen Tafelberg se kant. So elke keer het ons ook hierdie groot brande weer gister 'n groot een gehad. So 'n bietjie van 'n shout-out, soos die Engelse sê, vir die helikopters. Dit voel altyd vir my of die cavalry daar is as jy skielik begin die woet van die helikopters hoor. Want hulle red, seker 3, 4, 5 keer 'n jaar ons eiendomme en natuurlik ook ons, jy weet, sommige mense se lewens wat hulle net hier inkom en ja, en hierdie vreeslike brande, want is nou so warm en droog, so die brande. En jy weet, ek weet brande is iets wat so baie mense deur ons land geaffekteer het hierdie somer en natuurlik mense in townships ook, elke winter ook. So ja, dis dankbaar dat ons nou so 'n bietjie koeler weer het en hopelik kom die reën ook lekker vinnig in die Kaap, ons maar droog. Ja jong, lekker warm aan my kant ook. My krag was afgewees vir omtrent 2 dae. So my En jy rekening betaal nie, Maritza, jy moet die rekeninge betaal. Of was dit Die load shedding? het sy job gedoen. Nee, ons het donderweer gehad en 'n bliksemstraal het 'n kabel, soos vir die op die groepie gesê het, moer toe gekap. So ons het 'n donderstorm gehad, nie dat daar eintlik reën gekom het nie, dit was net blitse en allerlei geluide, soos die klein kinders sê, leluide, baie leluide en toe het ons nie krag nie. So ek maak staat op my ou waaiertjie. Ag, hy's net te lieflik. Ek lê onder die waaiertjie en dan waai natuurlik die muskiete ook weg en skielik is dit donker en daar's nie 'n waaiertjie nie. Ek het warm gekry, hoor. Lekker net op die bank aan die slaap geraak, sopnat gesweet. Maar nou ja, life is good, kan nie kla nie. Alles goed aan my kant. Maar jy weet, ons was so lekker ingestel of ek dink ons mense het al hoe meer gewoond geraak daarmee met load shedding en so aan, maar nou dat load shedding nie meer daar is nie, nou is ook mense ook mos nou skielik onkant gevang, as daar nou skielik nie elektrisiteit is nie. Ons was vir so lank, wat ook al, ek lag nou nog, ek was een keer in my plaaslike Spar gewees, en toe skielik, toe gaan die krag af, en het is so oomblik donker voordat hulle nou die generators, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, toe dit nou inskop. En daar staan so 'n klein dingetjie langs my by die kassier. Seker so 2,5 of is nog definitief nog nie 3 nie. En die kleintjie sê so 'n lekker vloekwoord en hy sê Eskom, load shedding. En toe dink ek, as 'n 2-jarige natuurlik nou baie gehoor by die huis die vloekwoord van elke keer as die krag afgaan, maar die kleintjie weet ook van load shedding. Maar gelukkig deesdae het ons nou nie meer so baie daarvan nie, maar nou is mens mos sommer van verlore, jy weet, as jy nou skielik nie krag het nie. Krag het nie, ja. Maar luister Melanie, kom ek vertel vir jou, ons het 'n baie lekker vraag gekry vir hierdie aflewering van. Lekker. My pa is 2 jaar gelede oorlede. My ma is 'n pragtige, aktiewe vrou, sy's 64 en sy het nou iemand ontmoet. Ons is so bly vir haar, maar dit is so weird, 'n klein bietjie cringe om te hoor dat sy soos 'n bakvisie klink. En die bure vertel vir ons dat hy soms ook oorslaap. Ons gun haar regtig 'n nuwe lease on life na al haar hartseer, maar jissou, hoe duur ons almal met die nuwe situasie? Dis wel duidelik bietjie erg, jy weet, dis daai ding van ouer mense wat seksueel verkeer of wat nog bietjie woema het en oomf het, so die kinders, dit is vir hulle moeilik. Wat sê jy rondom die onderwerp? Wel, my eerste gedagte is, go ma, ek is enigiets wat vir jou soos 'n bakvisie laat klink wonderlik, as jy daai tipe vreugde weer in jou lewe het. Tweede ding, hou op met die bure te praat. Die bure moet regtig, dis mos nou nie wisteria lyn hierdie nie, hulle kan mos nou maar ophou om te skinder oor langs aan. Maar ek dink dit is moeilik vir kinders. Ek was nou, dis nou baie jare terug, na my egskeiding het ek 'n verhouding gehad, die liefde van my lewe. Maar jy weet, en ek weet, dis vir die kinders maar so 'n bietjie ongemaklik, maar ek dink dit het baie te doen
soos jy reg opmerk, oor mense of kinders veral wat mos nou nie dink hulle ouers is seksueel aktief nie. Miskien kan hulle nog so 'n bietjie hulle kop daar rondom kry. En interessant genoeg, ek dink veral as ouers of mense in die algemeen bietjie ouer word, mense het nie so 'n probleem met mans wat seksueel aktief bly nie, maar daar's so bietjie van 'n verstomming of ongemak met die idee dat vrouens seksueel aktief bly na menopause. Dis vir my baie interessant. Ja, weet jy Melanie, dit is waar, dit is vir die kinders vreemd om hulle ouers te sien as sexual beings. Jy weet, 'n ma is 'n ma. Sy is veronderstel om kos te maak en liefde en aandag te gee en miskien te borsvoed as die babies klein is, maar dit is waar dit begin en eindig. En nou dink ek net aan Breitenberg in een van sy gedigte sê hy so mooi van ou mense wanneer hulle seks het, wanneer hulle liefde maak, is hulle soos twee babavoeltjies wat leer vlieg. Dan sien ek so daai kalerige, gespikkelde lyfies, twee babavoeltjies wat leer vlieg. Ja, maar die interessante ding is natuurlik ook, ons sien dit nie eintlik op televisie nie. Ek dink iets soos Grace and Frankie, waar Jane Fonda op 'n stadium na haar egskeiding weer 'n verhouding het, en dan is daar byvoorbeeld 'n seksscene in die reeks, natuurlik nie baie eksplisiet nie. En dit is interessant dat ek moes selfs myself so bietjie vir myself gedink, dis interessant, want mense sien dit nie, en as daar soort van 'n suggestie van seks is, as mense ouer word, dan is dit soort van, hulle gaan in die kamer in, jy weet, en dan sien jy hulle weer die volgende oggend, jy weet, met die lakens tot hier toe getrek. Dis nie iets wat ons baie sien nie, ons sien nie baie Dis waar. op televisie of in films of so iets. Ek het nou onlangs hierdie naweek het ek dit was op DStv, die konstruksie dink ek van Rita Bloem wat Antoinette Lou die hoofkarakter inspeel. Ja. En ja, sy's nou nie oud in die karakter wat sy speel is nie oud nie, maar is definitief, jy weet, volwasse kinders en so aan. En baie interessant, jy weet, dis redelik eksplisiet en is interessant want mense sien dit nie baie nie. Fenomenaal. As jy nog nie daai fliek gesien het nie, gaan kyk dit asseblief op en Antoinette is ongelooflik goed. Maar ja, maar dis op Showmax of op Netflix of op die circuit. Nee, dis op die catch-up gewees. As jy onder die flieks gaan kyk het, ja. So, snaaks genoeg het jy dit noem. Ek persoonlik, funny enough, ek wil ook nie noodwendig daarna kyk nie. Dit is ietsie wat ek nie graag wil sien nie. Ek sal dit graag wil beleef, ja, maar ek wil dit nie sien nie. Ek wil dit ook nie sien nie. Maar ja. Is dit nie 'n probleem nie? Ek ben vir my, ek stem met jou saam, ek sê mos die ongemak wat ek ook gevind het met Jane Fonda, en is twee beautiful mense, jy weet. Ja, maar ek dink dis deel van die probleem is dat 'n mens half, want ek dink dit beteken dat jy subjektief begin jy dink oor seks as iets wat by jong mense, jy weet, mooi lywe, jong lywe. En dan dink ek wat ook gebeur, en dis definitief iets waaroor ons nog baie in die toekoms gaan praat, is dat wat jy dan sien, is dat vrouens, wanneer hulle ook dan ouer is en weer in 'n seksuele verhouding ingaan, dat hulle ongemaklik is met hulle liggame, want ons het hierdie idee van wat Estetika, reg, wat is mooi en wat is seksueel. Jy's 100% reg. Dit is daai oorblyfsels waarmee ons groot geword het ook, van dat jy spesifieke manier moet lyk, en jy's heeltemal reg, dit is nou ietsie wat ons moet oorkom. Absoluut, yes. En nou het jy vir ons 'n kundige se antwoord op hierdie situasie van die ma wat nou lekker jonk en jollig en bietjie jikkerig is, en ek is so trots op haar en dankbaar ook dat sy iemand gevind het. Want daar's natuurlik nare stories waaroor ons nou nog gaan praat in 'n volgende keer, 'n hele episode oor internet dating, wat nie vir klein kindertjies se oortjies gaan wees nie. Gaan ons daaroor praat, maar dit is so goed vir my dat iemand ontmoet het. Maar nou ja, kom ons hoor wat sê ons kundige, Melanie. Ja, ons het vir Abraham Leroux, wat 'n kliniese sielkundige is, het ons gaan vra om vir ons bietjie uit te help met hierdie vraag. Kom ons luister 'n bietjie wat hy sê. Ek kan verstaan dat uit die kinders se perspektief 'n nuwe verhouding met 'n ma ingaan na die pa se oorlede is altyd 'n skok vir die kinders, iets wat hulle moet aanpas, want hulle het net hierdie een pa en hulle is nog steeds besig met hulle verlies
van 'n baie belangrike verhouding wat in hulle lewe was. Maar aan die ander kant is dit ook baie belangrik dat hulle moet besef dat 'n 2 jaar periode is 'n normale rouperiode, so dit is heeltemal toepaslik vir die ma om potensieel in 'n nuwe verhouding in te beweeg. As dit sou korter periode wees, dan is dit baie keer problematies. Sê nou maar binne 'n jaar na die pa oorlede is, dan kan dit nogal striwelinge veroorsaak wat voel dat dit nie respekvol is teenoor die nagedagtenis van die pa nie. Maar in hierdie geval dink ek dit is dit heeltemal toepaslik en hulle moet onthou dat wanneer ons selfs op die ouder van 64 in 'n nuwe verhouding ingaan, dan is dit amper asof daar weer 'n adolessensie inskop. Dit is basies jy weet hormonaal asof jy weer 'n tiener is en daarom is daar gedrag wat hulle gewoonlik nie by hulle ma geobserveer het nie, dat sy meer sal giggel, sal bloos, sal spelerig wees, veral met die nuwe man in haar lewe, en hulle sal dalk ongemaklik wees. Kinders het gewoonlik selfs in volwassenheid ongemaklikheid met die idee van hulle ouers wat nog steeds seksuele persoon is wat basies in seksuele verhoudings nog basies aktief is. So daarom hou ouers gewoonlik daardie aspek van hulle verhouding uit sig uit. Maar wanneer hulle in 'n nuwe verhouding ingaan, soos die ma in hierdie geval, dan is dit nie so maklik om dit heeltemal uit sig te hou nie, want soos die man wat oorslaap, daar sal seksuele innuendos wees, daar sal spelerigheid wees. So al daardie aspekte is dan met ander woorde dan ewe skielik nogal daar in die gesig van die kinders en dit kan hulle ongemaklik los. So dit is belangrik dat die ma wel net dit in gedagte hou, maar ek dink is veral my gevoel dat die kinders moet akkommoderend wees hierso, want dit is so baie met die algemene situasie dat wanneer 'n vrou in haar 60s haar man verloor, dat sy soms baie keer baie alleen raak en dat sy in 'n proses baie keer afhanklik kan raak aan haar kinders van aandag, versorging. So ek dink dit is belangrik dat hulle eintlik sien dat dit is 'n wonderlike voorreg dat die ma wel in potensieel in 'n nuwe gelukkige verhouding inbeweeg. Ek dink dit is net belangrik dat hulle sê die enigste eis wat hulle het is dat die nuwe man liefdevol en versorgend teenoor die ma sal wees en dat hulle met ander woorde ook dan ondersteunend tot die verhouding is eerder as wat hulle miskien druk op die verhouding plaas. Want ek dink hulle moet in die groter prentjie besef dat dit eintlik minder druk op hulle self ook plaas. Ek dink dit is ook heeltemal natuurlik dat daar wel gepraat word om, jy weet, respekvolle spasie te hou vir die pa wat oorlede is, maar ek dink dat daar is 'n sekere tyd waar almal aanbeweeg en 'n nuwe realiteit basies inkorporeer in hulle lewe wat vir almal meer gelukkig en tevrede sal los. Wel, daar het jy dit. Ja, interessant wat hy sê van die verlies en 2 jaar. Ek het iewers een keer gelees dat die meerderheid vrouens wat hulle liefdesmaats verloor of hulle lewensmaats verloor, hulle vat gewoonlik 2 na 3 jaar voordat hulle voel hulle kan bietjie aanbeweeg. Waar met mans gebeur dit gewoonlik baie vinniger. En die vraag is dit maar net dat hulle vind dit moeiliker om alleen te wees, is hulle rouproses anders. Maar ek dink dit gebeur nogal maklik. En dan is daar natuurlik 'n ander ding van mans gaan vroeër dood as vrouens. So as vrouens hier oor die 60s, in die laat 60s begin gaan, raak die availability factor natuurlik baie minder. Jy weet, so ek dink daar's, jy weet, ouens bly nie lank alleenlopers nie. So Ja. ek dink dit is nogal moeilik vir vrouens as hulle, en ek dink as hulle iemand kry, sure, dis 'n belangrike ding dan om daai liefde en daai geluk nog in die laaste 20, 30 jaar te kan beleef. Ja, ek stem met jou saam. Ek dink dit is 'n voorreg om iemand te ontmoet wanneer jy gereed is, nommer 1. En ek dink in ons volgende keer, wanneer ons 'n volle episode gaan doen, gaan ons praat oor wanneer is jy gereed vir 'n verhouding. So ek dink is belangrik om gereed te wees.
dat jy darm 'n mate van heling ervaar het, dat jy nie nou net iemand anders soek om op staat te maak nie, so ek dink daai is belangrik, en dan dink ek dit is, as 'n mens nou op daai stadium is, ek het gesien ook met statistiek sê hulle mense wat gelukkig getroud was, soek gouer 'n lewensmaat en ook hulle sukses tot 'n huwelik, tot 'n tweede huwelik is hoër as iemand wat deur 'n egskeiding gegaan het, juis omdat mense in 'n nuwe verhouding inkom met bagasie en seer kry van 'n ander verhouding. So ja, dit is kompleks, maar ek dink dit is wonderlik in hierdie geval, en ek in hierdie persoon wat die vraag ingestuur het, vertel net met so hoë agting en so mooi van haar ma ook, dat sy is deel van 'n groepie vriendinne, en hulle swem, en hulle is aktief. So dis interessante vroue, wat se kans 'n bietjie hoër is, as enetjie wat net heeltyd by die huis sit, I think. Ja, wat vir my ook interessant is, ek neem aan, want ek dink nie hulle het dit gesê in die vraag nie, dat die man is naaste by dieselfde ouderdom, of daar is nie 'n groot ouderdomsverskil nie. Ek dink natuurlik waar daar groot amok in die hoenderhok is, as ma skielik 'n baie jonger mannetjie kry. Iemand het eendag vir my vertel van 'n vriendin. 'n katelknapie. Katelknaping, nog nooit dit gehoor nie. Iemand het my een keer vertel van 'n tannie van haar wat redelik konservatief groot geword het. En sy sê hulle het skielik haar man is oorlede, en so 'n paar jaar later, en die tannie was al hier laat in haar 60, vroeg 70s, toe sien hulle net die jongerige ouetjies, nou, jy weet, darm so laat 20s, vroeg 30s, maar daar is so ouetjies wat so deurloop en so aan. En hulle sê toe later vir die tannie, maar tannie, wat maak hulle hierso? En tannie sê, ek het lekker seks met hulle. En hulle is toe baie geskok in tannie, en sy sê, nee, dis te wonderlik. Want wat ek doen is, enige een van my sê, hulle is honger of so iets, dan sê ek, nee, gaan terug na jou huis toe, moenie vir my kom pla met kos nie, ek's nie jou ma nie. so, maar ek dink dis natuurlik 'n baie moeiliker situasie as daar groot ouderdomsverskil is. En natuurlik veral as die kinders begin wonder of daar dalk alternatiewe motiewe is, soos geld of so iets. En ja, dan raak dit natuurlik meer kompleks. Maar ek dink solank as wat die ma nog, as daar niks fout is met mamma se kop nie, dan dink ek moet hulle maar vir ma vertrou, dat sy gaan doen wat vir haar gelukkig gaan maak. Ja, en dit is my baie mooi dat hy sê, jy weet, dit is, ek dink is belangrik, kyk natuurlik in tweede verhoudings kan dit wees dat die ma heeltemal, omdat die kinders alreeds deur trauma is, heeltemal oorbeskermend is teenoor die kinders, wat natuurlik baie spanning kan veroorsaak, want sy is baie toegeeflik, daar's nie meer dissipline nie, so dit kan 'n probleem wees, maar ek dink in hierdie geval waar die kinders nou al groter en ouer is, dink ek, dit is ook kinders, soos wat jy sê, as daar nie alternatiewe motiewe is nie, kinders is meer sensitief om uit te kyk, dat maar daar 'n mooi liefgehê sal word, en dat hierdie ouetjie wat by haar aanklop, daarom rein motiewe het, en nie net mamma se geld wil vat nie, maar jy weet, soos ons nou reeds waarsku in ons volgende episode, wanneer ons gaan praat oor, wanneer dit ook al ons gaan uitsaai, wanneer ons gaan praat oor internet dating, gaan ons spesifiek praat van 'n klomp aanlyn skelms, en dan het ons vir julle baie interessante en baie stoute stories. So Melanie, van my kant af, sê ek eers vir jou baie dankie. Ek gaan hardloop, ek gaan nou vir my 'n Probitech smoothie maak, want my oggend was net eenvoudig te besig, so ek gaan vir jou Kobaai sê, en vir ons wonderlike luisteraars en kykers, ciao babies, tot volgende keer. En ja, ons sê dankie vir Probitech vir hulle sponsorship. Julle moet dit gerus gaan uitprobeer, beskikbaar by meeste apteke en ook by Clicks en Dischem. En ja, asseblief, laat ons ook weet wat julle dink van al hierdie kat in die donker knyp laat in die ouderdom, of om vir nuwe verhoudings te kry. Laat ons weet as julle snaakse stories het van goed wat julle gehoor het. En ja, asseblief, laat ons ook weet as julle enige vrae het wat julle wil hê ons moet antwoord. Of ons kundiges sal definitief een of ander idee hê vir wat se probleme julle ook al vir ons wil stel. Ons het 'n nuwe e-posadres, ons het fancy geraak, Maritza, en dit is info@grysingatvol.co.za.
info@grysengatvol.co.za. So tot volgende keer, sien julle dan. Hierdie potgooi is slegs vir inligtingsdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.